Lukas 6 vers 46 tot 49. Watter sin het dit dat julle my aanspreek met Here, Here, en nie doen wat ek sê nie? Elkeen wat aan my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgrawe en die fondament op die rotsbodem lê. Toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwaters die huis tref, kon dit hom nie beweeg nie, want die huis was goed gebou. Maar as iemand luister en nie doen wat ek sê nie, is hy soos 'n man wat sy huis bo op die grond gebou het sonder 'n fondament. Toe die vloedwater dit tref, het dit dadelik ingestort en daardie huis het een groot puinhoop geword. Jesus praat hier in Lukas 6 met mense wat oënskynlik Christene is, kinders van God is, want hulle noem vir Jesus Here, Here. En dan sê hy vir hulle, daar's iets baie belangriks wat julle in gedagte moet hou. Want daar is mense wat vir my sê, Here, Here, ons is u volgelinge, maar julle doen nie wat ek sê nie. Julle luister net na wat ek sê en julle sê, dit klink so mooi, dit klink so goed. Maar julle doen dit nie. En dan gebruik Jesus 'n beeld om vir hulle te verduidelik hoe sulke mense is. Sulke mense, sê hy, is soos mense wat 'n huis bou sonder om 'n fondasie uit te grawe. En nou weet ons, jy kan nie 'n huis bou as jy nie 'n fondasie het nie. Daardie huis sal nie bly staan nie. As die reën kom en die sand en die grond onder wegspoel en die wind daarteen waai, gaan daai huis in mekaar val. Net so sê Jesus is iemand wat my woorde hoor en dit nie doen nie. Maar, sê Jesus, iemand wat my woorde hoor, om daaraan steur en dit gaan doen, dit uitleef. Hy is soos iemand wat 'n wyse man is, wat sy huis op die rots gaan bou. Hy grawe die fondasie uit tot by die rots, en dan gooi hy die fondasie voordat hy begin bou. So 'n huis sal deur die storms kan staan. Die rede waarom soveel mense, wanneer hulle geloof getoets word, wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan, skielik 'n geloofskrisis beleef, is omdat hulle nooit 'n fondament gegrawe het nie. Hulle geloof is op 'n emosie of 'n gevoel gebou. Iets wat hulle beleef het toe hulle 'n mooi boodskap gehoor het. Maar dis nie in gehoorsaamheid op God gebou nie. Dis so 'n belangrike waarskuwing. Bou jou geloof op gehoorsaamheid. As jy God wil gelukkig maak, as jy hom wil laat glimlag, al wat jy hoef te doen, is om te luister wat hy sê en te doen wat hy sê. So as die Here sê, gaan en gaan verkondig die evangelie, as die Here sê, moet jy nie skaam vir my woord nie, as die Here sê, jy moet gedoop word, as die Here sê, bid in die Gees, spandeer tyd saam met my, doen dit. Moenie net sê, ja Here, dis so waar, dis so mooi, dis so goed wat u sê nie, maar jy doen dit nie. Nee, doen vandag wat die Here vir jou sê om te doen. Here, baie, baie dankie dat u vir ons dit so eenvoudig prakties maak, dat ons geloof kan uitleef. Nie net uitleef deur dit te hoor wat u sê nie, Here, nie net uitleef deur te lees wat in die Bybel staan nie, maar dit ook te gaan doen. Geef vir my nou die krag en die genade om vandag u woorde te doen, om gehoorsaam te wees aan u, om my fondamente uit te grawe en my geloof op u te bou. Want ek wil u graag gelukkig maak. Ek wil u naam eer en u naam groot maak deur my lewe. Amen.